almal hou van 'n suksesverhaal. As ek fliek kyk, flieks met ingewikkelde eindes, ja, dis stimulerend. Maar as jy 'n fliek kyk waar hierdie iemand wat uit moeilike omstandighede kom, iets in die lewe bereik, dit laat jy sommer vir 'n paar dae loop met jou kop in die wolke. Ek het nou lankal my oog gehad op 'n fliek, 'n Franse fliek, die fliek se naam is Tenor. En ek het hom nou die dag gekyk. Dit was regtig lekker om dit te kyk. Dit gaan oor hierdie immigrante familie, die twee broers, hulle ma bly nog in Algerië. Hierdie twee broers in Parys, hulle bly nou maar in moeilike omstandighede. Die een broer, vir 'n inkomste doen hy boks, maar nie professionele boks nie, amateur boks waarop hulle wed, en so betaal hy vir sy jonger broer se studiegeld. Hy moet ekonomie studeer, en die jong broertjie werk in 'n sushi plek, hy lewer af. En dan terwyl hy sushi aflewer, ontdek hy opera. En hy het 'n talent en hy het 'n passie, en in die geheim woon hy nie meer sy ekonomieklasse by nie, maar operalesse. As die familie dit uitvind, is hulle woedend, want hulle doen al hierdie opofferings, en dit vir wat? Vir opera. Maar dan, hy moet vir sy audisie Nessun Dorma sing. Nessun Dorma, daar waar dit gaan oor hierdie man wat prinses Turandot se hart moet verower. Sy's 'n wrede ene, as die mans nie haar raaisels kan antwoord nie, word hulle doodgemaak, en hy gaan dit nou doen, en hierdie is nou die hoogtepunt. Die aria eindig met Vincero. Hy sing 3 keer Vincero, wat beteken ek gaan wen, ek gaan wen. En dis ongelooflik goed gedoen in die fliek. Hierdie jong mannetjie wat sukkel met Vincero. All'alba vincerò, 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 vincerò. Arrêtez-vous forcez entre. Vincerò. En dan in die einde, as hy die audisie doen, en sy familie en sy vriende staan daar, en hy kry dit reg, daardie goed voel oomblik, en die fliek eindig daar, dit laat jou regtig op 'n goeie plek, en jy sien sommer kans vir die lewe en al die uitdagings van die lewe. As ons nou in die evangelies lees, as Jesus se verhaal 'n soortgelyke verhaal was dit 'n ramp. Want Jesus se oorwinning, Jesus se Vincero, was juis nie dit wat in lyn is met die mense verwagting, ook sy disippels se verwagting nie. Kom ons lees 'n gedeelte saam uit Markus 10. Markus 10 vers 35 tot 45. Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, het na hom gekom en gevra: "Meester, ons wil hê dat wat ons ook al van u vra, u dit vir ons moet doen." Jesus vra vir hulle: "Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?" Hulle antwoord hom: "Beskik dat in u heerlikheid een van ons aan die regterhand en een aan die linkerhand mag sit." Maar Jesus antwoord hulle: "Julle besef nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word?" Hulle sê vir hom: "Ons kan." Jesus sê toe vir hulle: "Die beker wat ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regterhand of linkerhand te sit, is nie vir my om te beskik nie, maar dit is vir hulle vir wie dit voorberei is." Toe die 10 dit hoor, het hulle verontwaardig geword oor Jakobus en Johannes. Jesus het hulle na hom toe geroep en vir hulle gesê: "Julle weet dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel, en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie. Maar wie belangrik onder julle wil wees, moet julle dienaar wees. En wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Want ook die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie." Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys. Die disippels het dit glad nie verstaan nie. Ons lees hier van 2 van die disippels, Jakobus en Johannes, wat vir Jesus iets baie spesiaals vra. Wat hulle vra is nie sleg nie, dis nie boos nie. Wat hulle vra is tipies menslik. Hulle is op pad Jerusalem toe.
Die manier hoe die evangelies dit vir ons vertel, weet ons, Jesus was op pad Jerusalem toe vir groot veranderinge. Of hy gaan met geweld die Romeine omverwerp, dis wat die meeste mense gedink het, of wat inderdaad gebeur het, hy is tereggestel daar. Maar almal het geweet, hierdie besoek aan Jerusalem gaan nie maar net 'n kuiertjie wees nie, groot dinge gaan gebeur. Nou het hulle saam met Jesus geleef vir 'n paar jaar en hulle weet wat hy doen. Hulle het besef dat daar iets besonders aan hom is. Of hulle regtig besef het dat hy God is, weet ek nie, maar dat God deur hom werk, weet hulle. En hulle sit met hierdie verwagting, as Jesus nou daar kom, gaan hy oorwin. Hy gaan oorwin, hy gaan oor die Romeine oorwin, hy gaan oor die Joodse leiers oorwin en hy gaan regtig waar die een wees wat nou vir die toekoms leiding gaan neem. En nou is dit mos logies, ons is mos vriende van hom. So kan hy dan nou sorg dat ons goeie posisies het. Dis soos enige iemand wat koneksies het. Jy wil daarom sorg dat jy jou koneksies gebruik. Jy wil daarom voordeel trek uit die vriendskappe wat jy het. Dit gaan nie oor wat jy kan doen nie, dit gaan oor wie jy ken. Nou, dis hoe hulle geredeneer het. Toe die ander disippels dit hoor, was hulle woedend. Hoekom? Die Bybel sê nie vir ons nie, maar ek kan maar net dink, hulle was dalk teleurgestel. Hoekom het ons die eerste daan gedink nie? Wat Jakobus en Johannes gevra het, is tipies menslik. Dis tipies menslik om sukses te wil behaal, om iewers te kom. Veral as jy nou dink, die hele klomp van hulle, veral Jakobus en Johannes, was vissers van die see van Galilea. Nou kyk, om van Galilea af te kom, beteken jy is redelik die slegste van die slegstes. Om 'n visser te wees beteken, jy het gebly in 'n dorpie Kapernaum, waar die vissersbedryf deur die regering doodgesmoor is. Jesus het hulle gekry waar hulle nette regmaak. Hulle was regtig waar rock bottom. Jesus het hulle geroep en nou is hulle op pad Jerusalem toe en hulle sien wat gaan gebeur. Kan ons nie uit ons omstandighede ontsnap en vir 'n slag iets wees nie. Dis hoe die hele wêreld lyk. Ek is baie geskok, maar ek wil nou sê van Noag se tyd af, dink ek het leiers gesorg vir hulle familie. Ek weet nie of daar al ooit 'n regering was waar reg en geregtigheid geskied het nie. As jy in is jy in, as jy nie in is nie, jammer vir jou. Dit het nog altyd so gewerk. En hierdie mense wat leiers was, iewers moes hulle geld vandaan kom, en waar kom die geld vandaan? Ons lees dit toe die Israeliete 'n koning wou gehad het, voordat koning Saul gesalf is as koning. Toe het Samuel vir hulle gesê, hoor jy, hierdie koning gaan vir julle geld kos, want hy het weermagte, hy het paleise, hy het tuine, al hierdie goed, en wie gaan daarvoor betaal? Julle moet daarvoor betaal. So reg van die begin van Israel se koningsgeskiedenis af, deur Jesus se tyd, hy het in seker van die moeilikste tyd denkbaar geleef, want jy het die Romeinse regering gehad, en dan die plaaslike regering, Herodes en sy familie, hulle was so half Edomite wat reg getrou het, sodat hulle bietjie kan politieke mag kry, maar hulle almal, veral Herodes daar wat Jesus gebly het, wat daar regeer het hulle mag misbruik om belasting uit die mense te trek en die mense te verarm. Nou is dit asof Jakobus en Johannes en dalk die ander disippels op hierdie punt gekom het om te sê, maar nou is dit weer vir 'n slag ons beurt. Nou is dit ons beurt om vir 'n slag bo te wees en ander uit te byt, ander belasting op te hef en al daardie dinge. Dis hoe dit normaalweg werk. Maar Jesus kom en hy sê vir hulle, julle verstaan nie, julle weet nie wat julle vra nie. En dan verwys hy na dit wat vir hom voorlê. Hy praat van die doop waarmee hy gedoop word en die beker waaruit hy gaan drink. En hy sê, julle kan nie. Dan sê hulle, nee, ons kan. Maklik, hulle verstaan nie waaroor dit gaan nie. En dan dink Jesus vir 'n oomblik en hy sê iets baie waardevols. Hy sê, ja, uit my beker gaan julle drink en in my doop gaan julle gedoop word. Want Jesus het geweet dat hulle op die ou einde by daardie plek sal kom waar hulle bereid sou wees om te sterf vir hulle geloof. Soos wat Jesus gesterf het, sou hulle bereid gewees het om te sterf vir hulle geloof. So ja, julle gaan uit my beker drink, soortgelyke beker, julle gaan met 'n soortgelyke doop gedoop word. Maar die vraag na mag, sê Jesus, dit lê nie by julle om so iets te vra nie. As die ander disippels dan kwaad is hieroor, dan sê Jesus uitdruklik vir hulle,
by julle werk dit anders as in die wêreld. Jesus sê, julle weet dat hulle wat as heersers oor die nasies beskou word, oor hulle baas speel en dat hulle maghebbers oor hulle gesag uitoefen. So is dit egter nie by julle nie, maar wie belangrik onder julle wil wees, moet mekaar se dienaar wees, en wie eerste onder julle wil wees, moet almal se slaaf wees. Jesus kom en hy draai alles net mooi op hulle kop. Dit gaan wel oor leierskap, maar hy sê vir hulle in die koninkryk van God werk leierskap anders. Dit gaan nie oor baas speel en mag gebruik of misbruik nie. Dit gaan oor dien. Dit gaan om mekaar se slaaf te wees, om die ander hoër te ag as jouself. Ken ons so 'n diens? Nee, hulle het dit nie geken nie en ek is baie eerlik, ons ken dit ook nie. Kyk maar selfs in goeie instansies. Kyk goed soos voedingsskemas, van die internasionale voedingsskemas, die meeste van die geld gaan vir die mense wat werk, baie min kom by die behoeftiges uit. In liefdadigheidsorganisasies, kerke, jou leiers leef baie keer soos konings. En dan sit jou gewone mense en hulle vra, waaroor gaan dit? Ek sit persoonlik met wrogings, dan lyk dit asof hier daarom een party in een of ander provinsie beter doen as die ander in die politiek. Maar as jy nou mooi gaan kyk na die mense en jy hoor stories, dan besef jy, almal in magsposisies, of dit nou die kerk of die politiek of die ekonomie is, hulle wil baas speel, hulle wil heers. En dis wat die koninkryk van God so uniek maak, maar ook so gevaarlik maak. In die eerste 3 eeue na Christus het die koninkryk van God die Romeinse ryk oorgeneem. Hoekom? Omdat hulle gedoen het wat Jesus hier gesê het. Hulle het gegroei, hulle het oorwinning behaal, nie deur mag nie, nie deur die swaard nie, maar deur diensbaar te wees, deur siekes te help, deur mense wat deur hulle familie gelos word in te neem, vir hulle kos te gee, hulle te versorg. Dis hoe die kerk gegroei het in daardie eerste 3 eeue. Hulle het gedoen wat Jesus gesê het. En dan kom Jesus hier en hy sê baie duidelik, wat hulle gaan sien, wat gaan gebeur, is waaroor dit gaan. Want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Jesus praat hier inderdaad van sy kruisiging. Jesus het nie gekom om groot te wees nie, maar om nederig te wees. Jesus het nie gekom om te vat nie, hy het gekom om te gee. Jesus het gekom om te dien. Jesus het nie van bo regeer nie, maar van onder. Dit wys hy vir ons toe hy die disippels se voete gewas het. Dit wys hy vir ons met sy optrede tydens sy verhoor voor die Joodse raad, voor Pilatus, voor Herodes. Uiteindelik, Johannes sê so mooi vir ons, die troonbestuiging van Jesus was daar waar hy aan die kruis vasgespijker was. Jesus se oorwinning het gekom deurdat hy sterf. Vir ons as gelowiges maak dit sin, ons verstaan dit. Jesus het die beeld vir ons gegee, 'n koringkorrel moet eers in die grond val en sterf, voordat hy vrug kan voortbring. Ons weet wat alles gebeur het, deur die feit dat Jesus gesterf het. Dink vir 'n oomblik, as Jesus nou nie aan die kruis gesterf het nie. Daar's 'n ander skokkende fliek, 'n baie goeie fliek, The Last Temptation of Christ, waar hulle die moontlikheid gewys het dat Jesus van die kruis afgeklim het en eerder saam met Maria gaan oud word het. Dan sou daar geen kerk gewees het nie. Dan sou daar geen redding gewees het nie. Dan sou daar geen manier gewees het waarop ons in die hemel kon kom nie. Dan sou daar 'n kloof tussen God en mens bly bestaan het. Dan sou sendelinge nie werk gehad het nie. Almal sou gesterf het in ellende, want hier op aarde het ons geen hoop nie en hierna wag net die ewige oordeel. Ons as gelowiges besef wat 'n geweldige daad dit was vir Jesus om aan die kruis te sterf. Die hele pad van lyding. En nou kan 'n mens maklik sê dit was nie so erg nie, Jesus het dit geweet. Nee, dis verskriklik, daardie toneel in Getsemane, waar Jesus al weet hy dis hoekom hy gekom het, pleit, Vader laat hierdie beker by my verbygaan. Waar hy 3 keer dit gepleit het, waar sy sweet soos bloeddruppels geword het, waar hy
angstig was, maar kan sy vriende nie net ten minste saam met hom wakker bly nie. Jesus het as volledige mens daardie lydensbeker gedrink. Toe hulle vir hom aan die kruis 'n kalmeerpilletjie wou gegee het, die asyn op 'n hiesop het hy dit nie gedrink nie. Want hy moes die pad van lyding deurloop. God wat vir mense gesterf het, maar Jesus as mens wat die pad van lyding geloop het. Waar plaas dit nou vir ons? Moet ek nou sê, o nee, ek gaan nou nie probeer om 'n top opera sanger te word nie. Ek kan nou nie skiet vir hierdie bestuurspos nie, want ek moet dien, ek moet nie heers nie. Nee, dis glad nie waaroor dit hier gaan nie. Julle sien, die wonder is dat Jesus se triomf, Jesus se oorwinning, het die hele wêreld vir ons verander. Nou kan ek in 'n magsposisie kom, ek wil nou nie sê magsposisie nie, kom ons sê in 'n posisie van leierskap, waar dit nie gaan oor mag nie, maar waar dit gaan oor diens. 'n Regte, goeie koning of president. Hulle dien die mense. Hulle sorg vir mense se behoeftes. Hulle kyk na waar daar krisisse is en hulle help daar. Polisie. Die polisiekommissaris moet die een wees wat dag en nag mense help. Ons het as kinders, ons was bang vir die polisie. Later het ek besef, nee, die polisie is goeie mense. Ja, baas baie goeie mense onder hulle. Maar ek is nog steeds bang vir hulle. Julle sien, sukses om uit moeilike omstandighede kom en iets in die lewe te bereik. Ek dink dit is juist die uitdaging wat daar vir ons as Christene is, sodat in hierdie wêreld van magsmisbruik, heerskappy, ons Jesus se vorm van leierskap, van oorwinning, bekend kan maak. Sodat mense kan ervaar, hier is 'n leier wat verstaan waarom gaan leierskap. Dit gaan nie oor ek en my familie nie, dit gaan oor die mense, vir wie ek 'n produk lewer, die mense wie ek onderrig, die mense vir wie ek reg help, die mense vir wie ek dien. Want dis waaroor dit gaan. Jesus het vir ons kom wys, ware grootheid lê in diens. Enige mens, as hy genoeg soldate het, kan heers. Enige mens kan mense bang maak. Maar om te dien, dit is waartoe ons geroep is. Markus kom sê nie vir ons, jy moet in niks wees, jy moet altyd kruip nie. Markus sê nie vir ons, mense moet op jou trap nie. Markus sê vir ons, doen jou ding. Kyk, Jesus se broer Jakobus, Josef en Maria se kind, hy was die leier van die gemeente in Jerusalem. Petrus, hy het dit tot in Rome gemaak. Jakobus, Johannes, hy was leier van die gemeente eers in Antiochië, later in Efese. Hulle het baie bereik. In die proses het hulle baie opgeoffer en as martelare het baie van hulle lewens gegee. Wat Markus vir ons hier sê is, ons leef in 'n gewelddadige wêreld, waar mag en magsmisbruik aan die orde van die dag is, soos wat dit was in die tyd van Noag en sedertdien. Maar die koninkryk van God het gekom om 'n verskil te maak, want God het gekom om 'n verskil te maak. Daarom, droom jou drome, maar nie drome ter wille van myself nie, drome ter wille van wat ek kan doen vir, ja, myself en vir die mense by my. Myself nooit ten koste van ander nie, myself saam met ander. Dis wat die fliek Tenor so mooi maak. Hierdie jong seun het sy droom verwesenlik, maar hy en sy familie was teen mekaar. En daar aan die einde, hierdie bokser broer van hom kry trane in sy oë, want sy oorwinning word almal se oorwinning. Soos wat Jesus se oorwinning ons almal se oorwinning is. As jy lief is vir musiek, vir Nessun Dorma, dan is die woord oorwinning, vincero, 'n ongelooflike mooi woord. En as ek 'n kind van die Here is, en ek het in my gedagtes aan die een kant hierdie beeld van hierdie jong man wat alles insit, wat uit volle bors sing en dit reg kry om daardie noot te sing, wat die oorwinning behaal. En aan die ander kant het ek in my gedagtes die beeld van Jesus wat aan die kruis uitroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Dan sal jy gemotiveerd wees om sukses en oorwinning te behaal. Maar jy sal besef,
elke oorwinning wat ek behaal, is gegrond in Jesus se oorwinning aan die kruis op Golgotha. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U God is wat mens geword het. En dankie dat U die pad van lyding tot aan die einde geloop het. Dankie Here dat as ons nou Kersfees vier U menswording, ons kan weet daardie krib was die begin van dit wat op die kruis, maar ook die opstanding, die hemelvaart en uiteindelik die wederkoms eindig. Dankie Here dat ons meer as oorwinnaars kan wees deur U wat ons liefhet. Amen. Want ek swig, ek val en gly, as die stem verdof in my, voor die Heer kom word ek stil, buig my hart en buig my wil. Daar is waters in woestyne, by die Herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Wys my hoe ek moet leef, leer U my om U te ken, ek alleen verbrou en dwaal, U alleen kan my kom haal, op die weg kan U my hou, al is dit styl, al is dit nou. Daar is waters in woestyne, by die Herder se fonteine, as die storms woed in my, sal ek daar my rus kom kry. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.